In die wêreld van topvlak rugby word die grootste gevegte dikwels met die kleinste marges gewen. Dit is nie net 'n toets van pure krag of spoed nie. Nee, dis 'n skaakspel van intellek en strategie. En vandag kyk ons na presies so 'n geveg, 'n taktiese tweestryd wat die toekoms van die sport self kan vorm. Alles, maar alles kom neer op hierdie een nommer. 1. Daai enkele punt wat twee van die wêreld se rugbyreëse in hulle epiese 2023 Wêreldbeker kwartfinale geskei het. Nou, hoe op dies aarde kan 'n hele wedstryd, 'n hele Wêreldbeker veldtog afhang van so 'n piepklein verskil? Wel, dis presies waar die ware storie begin. So, aan die een kant het jy die Springbokke, 'n span wat gebou is op 'n fondasie van, wel, oorweldigende krag, maar deesdae met 'n nuutgevonde dodelike presisie in hul aanval. En aan die ander kant, Frankryk se Les Bleus, 'n span bekend vir hulle flair, ja, maar wat nou versterk word deur 'n ystersterk, amper onbreekbare verdediging. Twee reëse, twee heeltemal verskillende resepte vir sukses. OK, kom ons duik reguit hierin. Hierdie wedstryd was soveel meer as net 80 minute se rugby. Dit was 'n skaakspel op gras. Daai eindtelling was nie net 'n nommer op 'n bord nie, dit was die eindresultaat van 'n ongelooflike strategiese stryd tussen twee van die slimste koppe in die sport. En hier is die feit wat alles aan die gang gesit het. Frankryk 28, Suid-Afrika 29. Daardie 1 punt verskil is die lens waardeur ons die botsing van hierdie twee unieke rugby-ideologieë gaan bekyk. Dis die bewys dat op die allerhoogste vlak elke besluit, elke skop, elke duikslag saak maak. Goed, kom ons begin by die wenners van daardie dag. Suid-Afrika het lankal die reputasie vir brute geweld, maar iets het verander. Hulle het al tradisionele krag begin kombineer met wat hul nuwe afrigter kreatiewe chaos noem. En dit maak hulle een van die mees komplekse spanne om voor te berei. Die kern van hulle hele strategie is hierdie amper berugte konsep, die bomspan. Jy sien, dis nie net 'n klomp reserves op die bank nie, dis 'n wapen. Die idee is eenvoudig. Jy begin met 'n wêreldklas voorspellerpak en net wanneer die oppositie begin moeg word, bring jy 'n hele nuwe een op die veld wat net so kragtig en belangriker heeltemal vars is. So, hoe werk dit in die praktyk? Wel, dis amper soos 'n 3-stap plan. Eerstens, jy begin met jou beste manne en jy sluit die oppositie uit. Tweedens, so om en by die 50-minuutmerk wanneer die bene begin swaar voel en die longe brand, dan ontketen jy die reserves. En derdens, jy gebruik daardie vars energie om die skrims, die lynstande en veral die afbreekpunte heeltemal te domineer in daardie laaste deurslaggewende 20 minute van die wedstryd. Maar dis nie net pure spierkrag nie. Hulle het ook die skopspel vervolmaak met die betwisbare skop. Jy sien, dis nie 'n paniekerige skop om die bal weg te kry nie. Dis 'n aanvallende wapen. Die bal word hoog in die lug gesit met die spesifieke doel om chaos te skep, wat die verdediging dwing om te skarrel terwyl die Springbokjaars soos 'n trop roofdiere op die bal afstorm. En hierdie evolusie, moenie dink dis toevallig nie. Luister bietjie hier na die nuwe aanvalsafrigter Tony Brown. Hy sê dit duidelik. Die doel is nie om die Springbokke se DNS, hulle fisikaliteit te verander nie. Nee, die doel is om laag van onvoorspelbaarheid bo-op daardie kragtige fondasie te bou. Dis presies wat hy bedoel met berekende chaos. Goed, nou draai ons die muntstuk om en kyk na die Franse. As Suid-Afrika se strategie gaan oor die ontketening van krag, gaan Frankryk se oor die bou van 'n muur. Hulle pad na oorwinning is geplawei met 'n verdedigingsstelsel wat ontwerp is om die lewe, die hoop uit enige aanval te wurg. Die argitek van hierdie muur is Shaun Edwards en hierdie aanhaling is die sleutel tot sy hele denke. Jy sien, vir hom is verdediging nie passief nie, dis 'n mengsel van rou emosie, 'n passievolle begeerte om jou lyn te beskerm en yskoue harde tegniese presisie. Dit gaan oor passie en patrone. En werk dit? Wel, die syfers lieg nie. In die poolfase van daardie selfde Wêreldbeker het Frankryk net 32 punte afgestaan. Dit was die beste van enige span in die hele toernooi. Dit wys jou net hoe ongelooflik effektief hierdie stelsel is om spanne uit te hou. So, hoe doen hulle dit? Dis 'n kombinasie van dinge. Hulle dissipline is uit die boonste rakke, so hulle gee nie maklike punte weg deur strafskoppe af te staan nie. Hulle verdedigers kom reguit en vinnig op, wat die aanval se tyd en spasie steel. En dan is daar hierdie slim tegniek wat hulle gebruik, bekend as info.
Dit beteken basies dat spelers van die binnekant agter die verdedigingslyn inbeweeg om aan die buitekant te help. So skep hulle 'n ekstra laag verdedigers presies waar die aanval probeer deurbreek. En dit alles word aangevuur deur 'n ongelooflike emosionele toewyding. So, jy het die onstuitbare mag en die onbeweeglike voorwerp. Wat gebeur wanneer hierdie twee filosofieë op die grootste voorhog van almal bots? Wel, dis waar die taktiese skakspel regtig interessant raak. Hierdie syfers vertel die storie perfek. Kyk na Frankryk se duiksukses, 92%. Dit bewys net hulle verdedigende uitnemendheid. Maar kyk dan na Suid-Afrika se dominansie in die vaste fasette, 95% van scrims gewen. Elke span het probeer om die wedstryd na hul eie sterkpunte te sleep. Frankryk het geweet hulle kan nie die bomspan kop aan kop in 'n vaste fase stryd pak nie. So hulle plan was eintlik eenvoudig, maar briljant. Hou die bal in die spel, vermy skoppe vir die lyn, hardloop die bal, moenie dat die wedstryd stop nie. Hoekom? Wel, die logika hier agter is geniaal. Deur die bal in die spel te hou, het Frankryk die wedstryd se tempo kunsmatig opgejaag. Dit het die groot Springbok voorspelers gedwing om baie meer te hardloop, wat hulle vinniger laat moeg word het en die bomspan se impak later in die wedstryd verminder het. Hulle het Suid-Afrika basies van hulle gunsteling wapens, die scrims en lynstane, beroof. Maar 'n kampioenspan pas aan. En dis presies wat die Bokke gedoen het. Hulle het besef hulle kan nie net blindelings by hul plan hou nie. Hulle teenvoeter was om nie net te skop nie, maar te skop op die voorvoet. Dit beteken hulle het geskop toe hulle momentum gehad het, nie wanneer hulle onder druk was nie. En die effek hiervan was briljant. Deur op die oomblik van maksimum momentum te skop, het Suid-Afrika die Franse verdediging gevang terwyl dit nog besig was om te herorganiseer. Dit het die einste struktuur waarop die Blou Muur staatmaak heeltemal ontwrig en daai georganiseerde verdediging in 'n desperate geskarrel verander. Okay, so kom ons zoom 'n bietjie uit. Hierdie wedstryd was soveel meer as net 'n uitslag. Dit was 'n blik op die toekoms van rugby, gedryf deur die wydewering tussen twee dominante, maar heeltemal verskillende strategiese visies. So op die ou end gaan dit nie net oor Suid-Afrika teen Frankryk nie. Dit gaan oor krag teen voorkoming. Dis 'n fundamentele debat oor die beste manier om 'n rugbywedstryd te wen. Is dit deur jou wil op die teenstander af te dwing, of is dit deur hulle plan heeltemal te neutraliseer? En hier is die finale opsomming van daardie twee filosofieë. Aan die een kant Suid-Afrika met hulle ontwikkelde krag en daai gewapende bomspan, en aan die ander kant Frankryk met hulle elite verdediging en georganiseerde veerkragtigheid. Twee duidelike paaie na presies dieselfde doel. En dis miskien die mees fascinerende deel van alles. Die feit dat net een enkele punt hulle geskei het, wys dat nie een van hierdie filosofieë definitief beter is nie. Hulle is so perfek gebalanseer dat die stryd tussen hulle 'n taktiese wapenwedloop geword het. Elke span soek voortdurend na daardie klein voorsprong. En dit los ons met een laaste groot vraag. Soos hierdie twee reëse voortgaan om te bots en te ontwikkel, watter filosofie gaan uiteindelik die oorhand kry? Sal die toekoms van rugby gedefinieer word deur oorweldigende krag of deur ondeurdringbare voorkoming? Wel, die antwoord is nog nie duidelik nie en is presies wat hierdie wydewering so ongelooflik boeiend maak om te volg.